Goeiedag jaar Dries, hier is julle leerpapiere vir kwartaal 4. Kliëntediens en kommunikasie. Ons kyk na twee soorte kliënte, die skaampersoon en die arrogante persoon. So die beskrywing van die kliënt en hoe om op te tree teenoor die kliënt. So kliënt nommer 1 is die skaampersoon. Hoe is hy? So sy beskrywing. Hy het geen selfvertroue nie, hy praat min, lyfstylwys die persoon is skaam. En die optrede teenoor hierdie persoon is soos volg. Maak oogkontak as jy met die persoon praat en stel die persoon op sy of haar gemak. Moedig die persoon aan om te verduidelik wat hy of sy wil hê. Vra om agter te kom wat die persoon nodig het. Tweedens, arrogante persoon. Sy beskrywing is, persoon dink baie van hom of haarself. Lyfstyl straal selfvertroue uit. Luister nie na raad nie, is veel eisend, ongeduldig en moeilik. So hoe tree jy nou op teenoor so 'n kliënt? Jy komplimenteer die persoon, luister na die persoon se versoeke, help die persoon so vinnig as moontlik. Moenie met hom of haar argumenteer nie en wees baie geduldig. Nou gaan ons na persoonlike finansies toe. Wat is behoeftes? Behoeftes is items wat jy nodig het om te oorleef. Dit is kos, skuiling en klere. Dis jou noodsaaklikhede. Behoeftes kan ook uitgebrei word na goedere soos wetsontwerpe, sodat jy hitte ens vir jou skuiling het en selfs minimum skuldbetalings as jy in die skuld is. Persoonlike finansies, nog steeds. Nou kyk ons na wat is begeertes. Begeertes is items wat lekker is om te hê. Dit is nie die dinge wat jy nodig het om te oorleef nie, maar soms word behoeftes verander in begeertes as jy jou behoefte buite die basiese benodighede is. Byvoorbeeld, as jy 'n huis koop wat groter is as wat jy kan bekostig of 'n luukse motorvoertuig. Hier is die voorbeeld van behoeftes en begeertes. So behoeftes is behuising, vervoer, versekering, gas en elektrisiteit as ook voedsel. Die begeertes is die lekker in die lewe. Jy gaan reis, jy gaan na Paris toe, vermaak, ontwerpersklere, gimnasium lidmaatskap en koffiehuisdrankies. Wenke met die opstel van 'n persoonlike begroting. Hierdie 3 beginsels is uiters belangrik julle. Beginsel nommer 1, moet nie geld spandeer wat jy nie het nie. Beginsel nommer 2, beplan vooruit vir alle verwagse uitgawes. Beginsel nommer 3, bou 'n neseier op vir die onverwagse uitgawes. Dan kyk ons na jou hoofbankdienste. Ons kyk nie na banke nie, ons kyk na die dienste wat die bank vir jou gee. Jy kan 'n spaartjek en kredietkaartrekening hê by Absa, maar Absa is nie 'n hoofbankdienste nie. OTM gebruik en EFO, elektroniese fondsoordrag. So OTM staan vir outomatiese tellermasjien. Dis waar jy na jou stukkie plastiek of kaart, jy sit jou kaartjie daarin, jy kyk hoeveel jy nog in jou rekening het en jy onttrek dit. Waar EFO is elektroniese fondsoordrag. Dit sal nou wees jou EFT payments, wat jy online doen. Jy kan jou kredietkaart gebruik, jy kan jou debietkaart gebruik, maar jy koop goed online. As jy partykeer meisies as julle vir julle hare gaan sny, julle gaan sny haartjies en jy wil graag jou haarkapper betaal, kan jy dit EFT, maar jy reël vooruit. En ander besighede gebruik EFT's of elektroniese fondsoordrag, EFO in die geval. Nou, verbruikbare voorraad. Ons gaan nou na voorraad kyk. Dit verwys na die items wat opgebruik word in die voltooiing van jou taak, byvoorbeeld ink, papier en skryfbehoeftes. Ons is steeds by voorraad, maar ons vra hoekom ons voorraad monitor. So, om kantoor doeltreffend te bestuur, om te verseker dat die regte hoeveelheid voorraad op die regte tyd beskikbaar is, om te kan voortgaan met kantooraktiwiteite en produksie, om voorraad betyds te bestel,
beskerm teen diefstal, want dan weet jy presies hoeveel jy het, om herbestellings snellers in plek te sit. Sê maar nou, jy het kort papier, jy print graag in die kantoor, dan moet jy seker maak dat ons genoeg papier, en as jy op die laaste boks is, dan moet jy weer bestel, sodat jy nie uithardloop nie. Gebreekte of onbruikbare items word afgeskryf. Okay? Dis omtrent elke einde van die jaar, maar dit kan elke besigheid het sy eie tyd van die ry te doen. So 12 stappe oor hoe om 'n begroting op te stel. Persoonlike begrotingswenke vir nuwelinge. Jy's nou nuut, jy wil leer om 'n begroting op te stel. So die skep van jou eerste begroting kan uiters oorweldigend wees, maar dit is die moeite werd. Die ontwikkeling van 'n begroting wat jy oor 'n lang termyn kan handhaaf, is definitief gekoppel aan die bou van welvaart, terwyl dit jou terselfdertyd help om uit die skuld te kom en uitgawes te besnoei. Bou van welvaart, as jy nie seker is wat dit beteken is, dis om ryker te word. So jy het alles in plek, jy werk hard, jy het 'n maandelikse salaris, en dan gaan jy natuurlik bietjie moet spaar, om by daai lieflike welvaart uit te kom. So nommer 1 van die 12 stappe sal wees, besluit om met 'n begroting te begin. Dis jou eerste stap, jy moet daai besluit kan neem. 2, weet hoeveel het jy? As jy jou spaarrekening, beleggingsrekening of enige ander finansiële instrumente het, sal jy wil weet hoeveel geld in elke rekening is, asook die rentekoerse en uitgawes van elkeen. Maak 'n nota van hierdie inligting, aangesien dit belangrik sal wees om jou netto waarde en die beste gebruik van jou kapitaal en inkomste bepaal. So weet hoeveel jy verdien. Mense op 'n betaalde salarisskool kan hul maandelikse inkomste maklik betaal, want jy word elke maand dieselfde betaal, jy kry 'n salarisstrokie. Die belangrikste oorweging is om die gemiddelde maandelikse bedrag van inkomste wat jy ontvang te bepaal. Gaan ons dan nommer 4, weet wat jy skuld. Die bepaling van jou maandelikse herhalende skuldbetalings behoort die volgende stap te wees. Dit behoort redelik eenvoudig te wees om te doen, solank jy opgehou het om bykomende skuld op die kort termyn aan te gaan. As jy nie jou afhanklikheid van hierdie kredietkaarte kan verbreek nie, is dit reg, want die opstel van 'n begroting sal as 'n eerste stap vir jou volgende finansiële prioriteit dien, wat sal wees om uit hoë rente verbruikersskuld te kom. Om uit te vind wat maandelikse herhalende skuldbetalings is, bereken die totale bedrag wat jy op elke skuldrekening verskuldig is, sowel as die minimum maandelikse betalings. Dit sluit in motorlenings, verbande, kredietkaartskuld, studentelenings en alle ander skuld wat jou familie op 'n maandelikse basis betaal. Dit bied jou die eerste paar reël items in jou begroting en sal jou toelaat om jou netto waarde te bepaal. 5. Bepaal jou netto waarde. Sodra jy weet hoeveel geld jy het en hoeveel jy skuld, kan jy maklik jou netto waarde bepaal. Trek wat jy skuld, so wat jy op jou kredietkaart byvoorbeeld het, van wat jy het. Sê maar nou, jy kry R10.000 maandeliks en jy moet elke maand R2.000 vir 'n kredietkaart betaal, so dan bly dit oor met R8.000 wat jy dan het. Onthou jy gaan dan nog steeds huur moet betaal, water en ligte ensovoorts. Hierdie bedrag sal jou die waarde van jou finansiële hulpbron wys. Nommer 6. Bepaal jou gemiddelde herhalende maandelikse uitgawes. Die beste manier om jou maandelikse uitgawes te bepaal is om vir 'n maand 'n stapel van huishoudelike uitgawes te maak. So jy trek dit op, jy kan dit op Excel doen. Sê, ek spandeer soveel uitgawes aan skoonmaakmiddels vir die huis. Jy moet jou kar afbetaal, jy moet huur betaal, jy moet water en elektrisiteit betaal. En dit is 'n gereelde ding. So dit verander nie soms nie. Hou jou kwitansies, jou rekeninge en enige ander uitgawes wat gedurende 'n tydperk van 1 maand opkom. Dan, nommer 7, sleutel die inligting in op 'n databasis. 8, kyk na die onderste lyn.
Nadat jy al die bogenoemde inligting ingevoer het, sal jy die belangrikste bedrag in jou begrotingsproses ontdek. Die onderste reël. Hierdie bedrag sal jou vertel of jy oorbesteding of onderbesteding het. Ideaal gesien sal jy tydens hierdie stap vind dat jy binne jou vermoë leef en miskien sal daar selfs op 'n maandelikse basis ietsie oorbly. Aan die ander kant kan jy bepaal dat jy jou maandelikse uitgawes moet aanpas om binne jou vermoë te lewe. Nommer 9. Maak ooreenkomstige aanpassings. As die onderste lyn van jou begroting bewys dat jy jou maandelikse inkomste oorskry, sal jy die moeilikste stap moet doen om jou maandelikse uitgawes te sny. Dan nommer 10, pas kategorieë en gebaseer op werklikheid. Jy kan nie hier in die onrealistiese droomwêreld leef nie. Die lewe is vol verrassings. Voedsel word duurder, brandstofpryse styg en huur kan verhoog word wanneer jy dit die minste verwag. Elke keer as jy opmerk dat inflasie jou kostekategorieë bekruip, 'n verhoging by die werk kry en begin om meer geld te verdien, of erger, 'n finansiële terugslag ondervind soos 'n loonverlaging of werksverlies, moet jy jou kategoriese uitgawes aanpas op grond van die realiteite van jou wêreld om jou. Nommer 11, betaal jouself eerste. Nou wat beteken dit? Afhangende van waar jy in jou begroting is, kan jy dalk 'n paar ekstra lynitems by jou maandelikse uitgawes voeg. Dit kan maandelikse verspreidings wees na 'n spaarrekening toe of ander spaaropsies. As jy geld na 'n spaarrekening skuif en dit as 'n herhalende uitgawe behandel, sal jou spaargeld stadig kan opbou sonder om te voel dat jy hierdie deposito moet maak wat aan die einde van die maand oorgebly het. Volg, monitor en wees gedissiplineerd. Om tred te hou met die begroting, duur 'n uur of so per week, maar dit sal jou in die langtermyn baie tyd bespaar. Sodra jy vasgestelde begroting het, sal jy dit onder beheer wil hou. Die dissipline en gepaardgaande kennis dat jy 'n goeie langtermyn en korttermyn finansiële keuses maak, sal jou baie vertroosting bied en jou van salaris na salaris neem na die langtermyn resultate van jou gedissiplineerde besparing en finansiële beplanning te kan sien. Laastens kyk ons na meubelinventaris. So hier is 'n kantoor uitleg, né? En jy moet nou die inventaris gaan optrek om te kyk wat in hierdie kantoor is. So kom ons begin. So hier begin ons kan sien daar's stoele, daar's monitors, daar is sleutelborde en daar is hoektafeltjies. Ja, elke ouetjie sit by sy eie hoektafel. En dan, kyk hier, ek sê 2 deurkabinette, want die kabinet het 2 deure, maar dis nie 2 kaste nie, dis 1 kas. So kom ons kyk hoeveel kaste is daar dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dit is waar ons by 6 deurkabinette kom. Stoele is daar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Korrek. Monitors, is jou skerms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Dan, sleutelborde is dieselfde as die skerms, want dit gaan saam. Dit is ons einde. Julle sterkte. Ek weet julle kan dit doen. Lekker leer.